broers en susters en jong mense. Ek groet u almal in die wonderlike naam van ons Hemelse Vader op hierdie Paasfeestoggend. Die Here, hy het opgestaan. Hy waarlik opgestaan. So getuig ons saam met die hele wêreld en die Here die graf oorwin het. Mag ons ook in hierdie dag sy opstanding vier, sodat ons ook deel kan vorm wanneer hy weer vir ons kom haal, om saam met hom op te staan in die dode en so die heerlikheid van ons Hemelse Vader kan ingaan. Amen. Amen. Kom ons sing saam Psalm 540. Ons sing daarvan al 3 verse by 20 en Psalm 540. Sien Maria en haar wange sorg en profeet oor haar wange bloedkrane. Haar verlangen is om Jesus lief te salf. The watchword for the day. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Psalm 23 verse 5. Our doctrinal text. The last enemy to be destroyed is death. 1 Corinthians 15 verse 26. Our hymn. Our risen Lord, our conquering God King, our life of all the living. Today that peace of Easter bring which comes but of thy giving. Once death, thy vow had laid thee low. Now as thou rent his bonds in twain, thou art thou risen, who once was slain. From the London hymnal in 107 verse 1. Let us pray, please pray. Dear Lord, you have risen indeed. We are grateful that you conquered death, and that we shall have eternal life when we persevere to the end, until you come to fetch us one day to be with you, Lord, sitting on the right hand of God. Amen. Amen. Ek hou vir die voor die broers en susters, ons bekendstellings vir hierdie dag, as ook vir hierdie week. I pray, Lord, today our hearts are full of gratitude. Thank you for your love, for your sacrifice, and for the hope you give us through your resurrection. We are free, forgiven, and never alone. Help us to carry the joy of Easter with us, not just today, but every day. Fill our hearts with your peace, our minds with your truth, and our lives with your love. Let us be a reflection of your grace to those around us. We love you, Lord. Thank you for saving us. Amen. Amen. Easter is a Christian festival which marks the resurrection of Jesus Christ. For many Christians, Easter is a celebration of the triumph of life over death at a very important time of the year.
we welcome you this morning to our Sunday morning service. Our prayer for the sick. We pray for the sick as we think of those who are in hospital, at home, and who are recovering. Let us pray. Dankie Here, vir name wat ons van weet, en vir hulle wie ons vanoggend nie weet nie, maar Here, U ken elkeen van ons. Ons dink in besonder, Here, en hulle wie siek is, opgeneem is in die hospitaal of aansterf, en hulle huis in. Here, dat U vir elkeen van hulle sal altyd wys dat U die God is wat gesond maak, die God, Here, die omgee, en die God wat sien dat elkeen van ons behoeftes. Seën in besonder hulle die krankheid is, wat lyding ondergaan, wat aansterf, en hulle opgeneem is in die hospitaal. Ja, Here, hulle angstige tyd, en hulle bangheid, en hulle onsekerheid, gee U vir hulle die gees van kalmte, die gees van rustigheid, en die gees van oortuiging, dat U hulle nooit sal verlaat, en nooit sal verstoot nie. Dit vra ons in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Amen. Our flowers, dear brothers and sisters, was given this morning by the Abrams family, who had the funeral of Sister Rosemary Abrams on Wednesday. Next week will be the turn of the Worthy Warriors, who will supply the flowers and the readings. Just to draw your attention, on the 19th of April, we will have our Harvest Festival, ons oestelfees, en alles wat ons na die altaar sal bring, sal ons skenk aan ons barmhartigheidskomitee. Heilige nagmaal, die broers en susters, sal hierdie week bedien word, vanaf Woensdag, oggend in Bonteheuwel, en Donderdag en Vrydag buite Bonteheuwel. Op die 26ste April het ons spesiale kollekte vir ons BBSA, en dan ons feeskomitee sal onmiddellik volgende Sondag op 12 April na die erediens ontmoet. Ons dienste sal voortgaan om 10:00 te begin elke Sondag. Die tye wanneer dit sal verander, sal aangedui word in die afkondigblad aan U. Het is met leedwese, liewe broers en susters, dat ons aan U bekend maak die heengaan van Sister Heather Abrams. As 'n gemeente gee ons vir U en die familie teks van vertroosting wat kom in Daniël hoofstuk 9 vers 14. Indeed, the Lord our God is right in all that He has done. As gemeente hier ons saam in die verlies van 'n moeder en 'n ouma, saam die familie, die Abrams gesin wat in ontstaan sing Psalm 736 vers 1 en vers 2, vers 14. Hoe stil, hoe rustig slaap, hoe nou, wat in U, Here, sterf. Hoeveel jaar is Sister Abrams?
Gelukkig sien, sê Sister Jackie, dat die 40 jaar van die Here van die Here gedaan. JJ het vanoggend vir my gesê, as jy 40 dae, en 40 nagte nie, maar as 40 jaar, dan die jare, met dieselfde vrou sê, Here vir jy gedaan het. Ons vraag dit is om na vore te kom, terwyl ons die eer van die Here gee, uit Psalm 35 vers 1, Then I will thank you in the great congregation, in the mighty throng I will praise you. As gemeente deel ons in die vrede, deur saam te sing, Psalm 722, Psalm 722, vers 1 by 765. Al my planne, al my dade, Here, laat dit aan U oor. Hou my voet deur U genade altyd in die regte spoor. Wys U my hoe moet werk, maak my ywerig trou en sterk en beskerm op elke skrede by deur U barmhartigheid. Psalm 722, vers 1 by 765. Liewe broers en susters, ons eerste offer vanoggend sal wees Psalm 719, Psalm 719, by 106, terwyl ons vrydag offer vir die Here, vir sy weldade in ons lewens. Psalm 719, terwyl ons vrydag offer, weer het ons hand die oes vergader, nou wil ons van dankbaarheid tot hom, ons God en Skepper nader. Hy het in sy barmhartigheid ons veld, ons tuine en ons land geseën met sy milde hand. Psalm 719, soveel verse nodig by 106.
Ons steek voor oordenking die broers en susters vind ons in die Nuwe Testament. In die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 15, verse 12 tot 19. Hulle daar die preekteks aangegee word tot met verse 28, sal ek net lees tot met verse 19. Maar ek wil die aanmoedig, die broers en susters, om verder by die huis, as jy kans het, om al 58 verse van die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 15 te lees, sodat jy 'n beter begrip kan kry oor Paulus se verdediging oor die opstanding teenoor die Jode. En in besonder teenoor die stad Korinthe, waar die Griekse filosofie oorgeneem. En dat jy 'n beter agtergrond kan kry van sy verdediging oor waarom die opstanding nodig is. 1 Korintiërs 15 vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net in hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Dit is die woord van die Here, vir nou en vir altyd. Amen. Kom ons sing na die aanbiddingskoortjie, die broers en susters. Ek weet dit is 'n koortjie wat baie name het. We are coming to this place, gathered in His name to worship. So for
15 verse 12 tot 28 ons spreekteks ingegee. Maar ek soos ek vroeër gesê het, die broers en susters, ek sal die aanmoedig om al die verse van hierdie hoofstuk te gaan lees. Baie verse, maar ek gaan vir u ook 'n beter begrip gee van die oordeenking van ons teks vanoggend. Ek wil saam met u gesels vanoggend, Christ is risen, the victory that changes everything. So today as we gather in the joy and power of Easter, this is not just any or just not another Sunday. It is the day that defines our faith. So as ons Kersfees vier, die broers en susters, en ons sê vir onsself, if Christmas tells us that Christ came, then Easter should tell us that Christ conquered. Nou ons het groot geraak met die broers en susters as dit Paasfees bevind is. En met ma en pa altyd vir ons gesê, nou, julle raas nou, maar as julle voete daar in die kerkjaard sit, en gaan doen julle dit in stilte, en julle eer die Here se opstanding. Julle praat nie, julle lag nie, julle gesels nie. En onvat nou my broers wat in die bassin oorgeplaas, dan sê my ouma, my ma, al my pa was so, bassin oorgeplaas, dan sê is dit nie so, julle maak hier in die huis, maak julle instrumente, daarom, julle blaas, maak julle lippe dik in die huis, nie daar op die kerk, want die Here het opgestaan, en jy wag vir hy woorde aan te kondig, die oorwinningslied, the Lord has risen. En wanneer die gemeente antwoord, en jy waarlik opgestaan, dan kan jy maar ras, dan kan jy maar lag. Maar ons kom en wag tot die aankondiging plaasvind. En as ons so 'n Christelike tradisie het, die broers en susters, wanneer ons sê, wanneer Kersfees kom, dan sê ons, Christus het na die aarde toe gekom. Maar Paasfees is wat die Here die oorwinning gebring het. En daarom moet ons die eer vir die Here gee. Hy het waarlik opgestaan. So, the Apostle Paul is writing to the church in Corinth, and he's addressing a serious issue in this specific chapter. Ek het oor die week baie oproepe gekry van predikante wat van my gevra het, en wat preek jy? Dan sê ek, as jy nie comfortable voel om die preek teks te preek, vat maar 'n ander teks. Ek kan nie vir jou betuig my weergawe. Maar gisteraan, nog op predikant, ek sê vir myself woorde, en hy sê vir my, hier eerwaarde, die is die beste teks vir Paasfees, want dit leer ons wat ons moet doen nadat die Here opgestaan het. En dit is een van die issues wat Paulus eintlik adresseer met die gemeente van Korinthe. Some people in the church were beginning to doubt the resurrection. They doubted if people could really be resurrected from the dead. They believed in Jesus Christ. They believed in Him, but struggled to believe that the dead could rise again. En jy weet, die broers en susters, dit is ons nog steeds hier ouer eeuw gesprek en verskil tussen ons en Islam geloof, dat hulle ons nie erken gee dat Jesus uit die dood het opgestaan het. En dit kan nie, soos jy kan sien, is dit 'n ou Bybelse storie en 'n ou Bybelse kwessie wat jare aankom. So Paul speaks clearly, and he tells the congregation that if you remove the resurrection, you remove the foundation of Christianity. So the church in Corinth was a gifted church, but also a troubled church. They were influenced by the Greek philosophy, and many people believed that the body was unimportant, even undesirable. And the idea of bodily resurrection seemed foolish to the Greeks and their philosophers. So Paul writes
to them in 1 Corinthians as defense and the proclamation of the resurrection. He tells them, and that's why I urge you to go and read all 44 verses. He urges them. He says, Christ died for your sins. Christ was buried. Christ was raised on the third day. And Christ was seen by many witnesses after he arose from the dead. So the one critical question that he answers, what happens if there's no resurrection? And that is verse 12 to verse 28. Paul is asking them, you are saying there's no resurrection. So what is actually going to happen if there's no resurrection? If Christ is not raised, Paul speaks boldly to them. If there's no resurrection, then Christ is not raised. Maar hy was eerste wat die dode opgestaan. If Christ is not raised, preaching is useless. Our faith is empty. And we are still in our sins. And those who have died are actually lost. And remember ons formulier vir die grafliturgie. Nee? Wanneer ons hy in die grafliturgie opsê, en sê ons, hulle sal weer opstaan. So if Christ then arose from the dead, then those who have died before us, they are lost. They will not be resurrected with the second coming of the Lord. And we are to be pitied more than anyone as Christians. So onze geloof, reputasie as Christen sal dan dus verloren gaan. As ons nie opstaan dat die Here herdenk. And this is the powerful moment that Paul is saying. Without the resurrection, Christianity collapses. Sonder die opstanding, dan val die Christendom, die Christelike geloof tot nul. So Easter, dear sisters and brothers, is not symbolic. It is not just a feeling. It is not only about hope in general. It is about a real event in history. Jesus Christ rose from the dead. That is a fact. Here Jesus Christus, die dood veroordeeld. Hy het opgestaan. Dit is onze getuigenis. Die Here het opgestaan. Hy waarlik opgestaan. So, but Christ has indeed been raised according to verse 20. And then comes one of the most powerful words in Scriptures. And this is where you have to go read. Ek weet nie, die juffrouens sal my moet help. Ek weet nie, is dit 'n voorvoegsel, 'n voorsetsel of 'n byvoeging. Weet nie wat is hy nie. But the word but. Nee? But. Then verse 20 is telling us, but Christ has indeed been raised from the dead. The first fruits of those who have fallen asleep. Jy moet luister na die woord van, maar Christus, hy het werklik opgestaan. Hy is die eersteling wat uit die dood het opgestaan. Maar Paulus kwalifiseer dit. Hy sê, julle sê, daar is nie 'n opstanding nie. Maar hy het werklik opgestaan. Hy sê, daar was getuies wat hom gesien het, hy is nie meer in die graf nie. Daar was mense aan wie hy verskyn het. And that is why he's using that word, but Christ, indeed, he rose from the dead. He was raised from the dead. And that, dear brothers and sisters, changes everything about our faith. Death is no more. And death is not the end. Sin, onze sonde, is verpletterd. Sin has been defeated. Why?
Not only that he died on the cross for us, but he arose indeed from the dead. And the grave, die graf, het sy krag. Die krag van die dode oor ons gehad is verloren. Hy is magteloos. Waarom? Christus Jesus die dood geoorwin. Christ is called the first fruits. Meaning his resurrection is the beginning. En nou, liewe broers en susters, wil ek die aandag neem na 'n vrugteboom. We weet wanneer ons 'n vrugteboom plant, maak nie ongeag watter tipe boom dit is, of selfs as ons tomaties plant, of green peppers plant, of eie. Ek het nou net gehoor van eiwer, het jy dit regte woord gesien, maar Die kabel as hy oes opgekom het, broers en susters, as hy oes opgekom het, né? Die eerste oes, the first fruits on that tree, we see it on that tree. What is the next thing that we are thinking of? Next year, there will be a grain fruit. Daar gaat weer een bloem wees, of een jaar wees. Daar gaat weer een appel wees. Daar gaat al wat ons net ons doen, ons stroei het ons net, nee? Ons maak het net weer skoon, ons besmet het ons weer met kompost. So, Christ Jesus, dear brothers and sisters, was the first fruits. Meaning his resurrection is the beginning. And just as the first harvest guarantees us more to come, so his resurrection guarantees our resurrection. Hy is die eerste een wat opgestaan. So wanneer ons sterwe, liewe broers en susters, dan het ons daar die versekering dat ons ook gaan opstaan. Ons sal ook uit die dood opgewek word. Ons was hy te wees. En wat sê die liturgie? Ons was sy verheerlikte liggaam te wees. Wanneer hy weer kom om ons te bewaar. Then Paul goes on here and he draws a comparison between Adam and Christ. He says that Adam, he died. But Christ, he is alive. Adam represents humanity in sin, but Christ represents new humanity, redeemed, restored, and alive. And this is the message of Easter. We are no longer defined, sisters and brothers, as by Adam's fall, but by Christ's victory. And now Paul explains the divine order of the resurrection. Christ, the first fruit. Then those who belong to him at his coming. Then right at the end, when Christ defeats every enemy, and the final enemy that Christ will destroy is death. Amen. Think about that. The thing we fear the most in life is om dood te gaan. Ons is bang vir die dood. But then has already been defeated because of the resurrection of Christ. En daarom sê die apostel Paulus, sê, ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. En wat ek nou lewe in die vlees. Wat? En nou wat ek lewe in die vlees? Ek kan nie nou. En wat ek nou lewe in die vlees? As Christus vrykom, sodat ek vir ewig saam met hom kan word. Easter declares to us, dear brothers and sisters, death is not the end of the story, but Christ's ultimate victory is the story and the power of our faith. Paulus gaan verder en hy neem hierdie comparison baie verder. Hy sê, he speaks of the day when Christ will hand over the kingdom to God the Father. Now, what is he saying?
die sisters en brothers. En jy weet, iets wat baie mooi is van ons liturgie, baie mooi is van ons liturgie, is dat elke liturgie Bybels gefundeer is. If you go read our liturgies, and you Google, whatever you do, and you will find out there is a Bible verse that has been taken into the liturgy. Everything that is written there is biblical found. So Paul is telling us, when Jesus comes again, he will hand over the kingdom to his Father. And every power will be defeated. Every authority will bow down. And God will be all in all. Next time. Net God alleen. Saam met sy seun, saam met die Heilige Gees. Saam met hulle wat tot die einde, reg tot die einde, getrou Here geloof en prijs het. This is not just about personal salvation. It is about the restoration of all creation. Easter is the beginning of God making all things new. So dear brothers and sisters, Easter is not just something we celebrate. It is something that we live. So wanneer die wêreld vir jou donker raak, en wanneer alles vir jou swaar raak, dan sê jy vir jouself, die Here het opgestaan. Wanneer die dood nader kruip in jou lewe, en jy begin angstig raak en bang te raak, dan sê jy vir jouself, die Here het opgestaan. Wanneer ons begin moed verloor, wanneer ons begin swaar druk, die lewe se uitdagings raak, uit te swaar, dan sê ons vir onsself, die Here, hy het opgestaan. And so today we declare with joy, die Here, hy het opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Risen Lord Jesus Christ, we thank you for the victory of the empty tomb. Strengthen our faith, renew our hope, and help us to live as people of the resurrection. May your victory be seen in our lives until the day we rise with you in glory. Amen. Ons sê dis afsluit. Yes. There is a song item.
Kom ons sluit af ons erediens saam met sing. Ons sluit af ons erediens deur saam te sing Psalm 108 en by ons vredeoffer vir die Here. Soveel verse nodig. Psalm 108. Jesus leef ek soos hy. Hy sal vir ewig met hom lewe. Ewig heerlik, ewig bly, sou ek vir die graf nog bewe. Hy oorwin die graf, die dood. Dis my troos in alle nood. Psalm 108. By sy 83 soveel verse nodig. Jesus leef ek soos hy. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanoggend vir U kon veroffer het. Dankie Here dat U ons krag gegee het die afgelope week, die afgelope maand om uit te kan gaan, Here, om ook so elke dag te gaan werk. Dankie Vader vir die krag en genade, vir die beskerming wat U oor elkeen van ons lewens uitgestort het. Dankie dat ons vanoggend weer vir U kan gee met 'n dankbare hart. Ja, Jy het op ons mondelik gegee, of ons niks kon bygedra het nie, maar ons weet Here, deur ons lofprys, deur ons gebedenisse, deur ons gebede, het ons ook vir U vanoggend gegee. Waar ons ook vanoggend ons opnuut bely het, ons sondes, en ons weer vir U gegee het as ons verlossing saligmaker, is dit die grootste offer wat ons vir U kan gee. Seën ons dus, Here, seën die hande wat daarin sal werk, en seën ons gemeente, en bid ons in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Ons ontvang die seën van die Here, en ons gaan daar die seën as verskillende woorde, hierdie dag, as ook die komende week. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee.
veilig, wees geseën. Liewe broers en susters, ek het nog opgemerk vanoggend, het ons hou van die fellowship, so daar is nog, broer Klein, nie nog loopie nie, kom, sit saam met ons en drink 'n koppie tee saam met ons. En Suster Thomas, goeie toch? Nee? Saam met ons 'n koppie tee kom drink, nee? Die nieuwe gemeente is weer as welkom om weer saam met ons 'n koppie tee te kom drink, nee? Die eerste ek is om gelukkig te raak, papa. Hier dan.